Wat 'n heerlike voorreg om vandag met jou te gesels, steeds oor die verhaal van die 10 melaatses. In Lukas 17 vertel hierdie verhaal vir ons van 10 melaatses wat deur Jesus genees is, maar net een, 'n Samaritaan, het teruggekom om vir Jesus dankie te sê. Hoor 'n bietjie, wat was Jesus se respons in vers 17 tot 18? Toe sê Jesus, was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee behalwe hierdie man wat nie eens 'n Jood is nie? En vir hom sê hy, staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered. 'n Mens kan nie anders nie as om 'n toon van smart en selfs verwyd in Jesus se woorde te hoor wanneer hy navraag doen oor die ander 9. Die Samaritaan, die vreemdeling, het van beter geweet as die uitverkorenes. Die van wie mense dit sou verwag om aan God erkenning en dank te bring, doen dit nie. Dis opvallend dat Jesus die getal onthou het. Hy het nie maar net as 'n groep geseën nie, nee, hy het 10 individue genees. Hy onthou elkeen vir wie hy seën en hy werk altyd met ons as individue. Onthou, vir God is jy ook altyd 'n individu en spesiaal. Waar is die ander 9 dan? Vra hy daar in Lukas 17 vers 17. In 'n sekere sin rol hierdie woorde steeds deur die eeue heen voort tot in vandag se lewe. Waar is die eer en dank wat hom toekom? Watter onreg doen ons hom nie aan deur nie terug te kom om dankie te sê nie? Ek het al dikwels gedink, een van die slegste dinge daarvan om 'n ateïs te wees, is seker om niemand te hê om voor dankie te sê vir al die mooi en spesiale oomblikke in jou lewe, vir daardie onverdiende seëninge en vir al daardie kosbare gawes in jou lewe nie. Daardie dinge wat jy nie verdien nie. Jesus verwys na hierdie Samaritaan en wat hy gedoen het en sê dan hy het aan God die eer gegee. Deel van ons aanbidding is om God te dank vir sy seëninge en sy goedheid. Daar staan geskrywe baie duidelik in Psalm 50 vers 23 hierdie woorde: die een wat dank offer, eer my. In hierdie verhaal gee Jesus sy redding aan die een wat teruggekom het om dankie te sê. 'n Mens kan dalk reken, het die ander 9 nie dalk daar by die tempel of by hulle huis vir God gaan dankie sê en hom aanbid nie? Waarom moes hulle juis na Jesus toe gekom het om aan God eer te bring? In die eerste plek natuurlik omdat Jesus self God is. Maar in die tweede plek, lof en eer wat Jesus ontken en hom buite rekening laat, kom nie by God uit nie en word nie deur hom aanvaar nie. Wat God vir jou en my doen hy deur Jesus, ter wille van Jesus en op grond van Jesus se plaatsvervangende dood aan die kruis. Jesus het in Johannes 14 vers 6 gesê, niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. O, watter skade, watter verlies het die ander 9 nie gelei nie. Hulle het net genesing ontvang. Die Samaritaan het ook die geneesheer ontmoet. Hy het nie net genesing ontvang nie, maar ook die ewige lewe. Jesus sê vir hom in vers 19, jou geloof het jou gered. Die ander 9 was steeds op dieselfde pad. Die pad waarop ons almal van nature is. Die pad na die hel. Al verskil is, hulle was nou gesond, sonder hulle melaatsheid daarin op pad. Wat 'n verwyte sou hulle oorval as hulle eendag te laat sou besef. Ons was by die geneesheer, by die saligmaker, en ons was tevrede om net met liggaamlike genesing van hom al weg te gaan. Om sy gawes te ontvang, ja, dis wonderlik. Dis egter veel belangriker om die gewer self te ontmoet. Sal ek en jy dit vandag tot die Here bid? Here, ek moet en wil vandag seker maak dat ek U gevind het, dat U ook my verlosser is. Amen. Mag jy geseënd wees, die Here gaan met jou.